'n baie insiggewende kinderstorie het onlangs in die Guide tydskrif verskyn. Die storie speel af in die middeleeue en vertel die verhaal van 'n jong seun, Dennis, wat as weeskind groot geword het. Hy was geskei van sy ouers toe die koning se soldate hulle van mekaar afgeskei het. Sy ouers was siek en omdat die soldate hom weggeneem het Dennis hulle nooit weer gesien nie. Aanvanklik het Dennis baie haat in sy hart gekoester teenoor die koning, want hy het die koning beskou as die een wat verantwoordelik was vir die verlies van sy ouers en vir die pyn wat hy ervaar het. Maar later, toe Dennis meer te wete kom oor die werklike redes waarom die koning sy ouers van hom geskei het hy sy haat begin verlig. Dit het gebleik dat die koning hom van sy ouers al weggeneem het, om hom te beskerm teen die gevare van die swart dood wat op daardie stadium deur die land beweeg het. Hy het gedoen wat hy gedoen het, uit pure liefde en sorg vir die mense van sy koninkryk, insluitende Dennis en ander oorlewendes. Daardeur het Dennis die waarheid besef en sy haat teenoor die koning begin laat vaar. Dit was 'n bevrydende oomblik vir hom, want hy het besef dat die koning nie sy vyand was nie, maar eerder sy redder, wat alles gedoen het om hom te beskerm. In 'n soortgelyke manier sien baie mense vandag die Here op dieselfde manier as wat Dennis die koning gesien het. Hulle ervaar die elende en gruwels van die wêreld en weens die swaar kry, misoordeels en pyn, begin hulle God se bestaan en sy liefde in twyfel te trek. Hulle vra hulle self af, waar is God te midde van al hierdie lyding? Hoekom staan God toe dat daar soveel boosheid in die wêreld is, as hy dan goed is? Hierdie soort vrae is nie uniek nie, en die antwoord is dikwels nie eenvoudig nie. Die groot stryd werp lig op hierdie vraag, maar baie van ons vrae bly onbeantwoord. Dit is juis in die oorwinning en uitdagings van ons geloof wat ons ook leer dat ons nie alle antwoorde sal kry nie. Wanneer ons pogings om die vraag oor lyding, boosheid en die betekenis van God se teenwoordigheid in die wêreld as onvoldoende beskou, kan ons steeds na die kruis van Christus kyk. In die kruis en in Jesus se lewe en soendood sien ons dat God nie net vir ons sorg nie, maar dat ons op hom kan vertrou, selfs wanneer ons nie al die antwoorde het nie. Die kruis herinner ons daaraan dat God in alles en te midde van alle lyding steeds besorg is oor ons en dat ons hom kan vertrou, al verstaan ons nie alles nie. Bestudeer hierdie week se les ter voorbereiding vir Sabbat, 15 Maart. Baie welkom, dankie dat julle inskakel by vandag se bespreking van ons weeklikse les. Hierdie week kyk ons na les 11, wat meer kon ek doen? Vir 8 tot 14 Maart. Hierdie week se geheue-teksvers is in Johannes 18 vers 37. In die 2020 vertaling lees dit soos volg. Is u dan tog 'n koning? Het Pilatus gevra. Jesus antwoord hom, u sê dat ek 'n koning is. Hiervoor is ek gebore en hiervoor het ek na die wêreld gekom om oor die waarheid te getuig. Elkeen wie se bestaan in die waarheid gegrond is, luister na my stem. En dan in die ou Afrikaanse vertaling lees Johannes 18 vers 37 soos volg. Pilatus sê toe vir hom, is u dan tog 'n koning? Jesus antwoord, u sê dat ek 'n koning is. Hiervoor is ek gebore en hiervoor het ek in die wêreld gekom om vir die waarheid te getuig. Elkene wat uit die waarheid is, luister na my stem. Let net op hierso. Hier sê dit, Jesus, om vir die waarheid te getuig. Die nuwe vertaling sê, om oor die waarheid te getuig. Kom ons bid. Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie groot eer en voorreg om weer die woord te open en daaruit te leer en met ander te deel. Ag Here, mag U ons asseblief seën in hierdie uur wat ons U woord studeer, mag U asseblief ons oopmaak tot ons harte spreek en ons help, Here, om hoop in Christus te vind. In Jesus se naam. Amen.
Hi, weer eens baie dankie en welkom dat julle saam met ons inskakel. Ons kyk vandag na Sondag 9 Maart, Christus die oorwinnaar. Christus is die ware koning en oorwinnaar van die heelal. Dit is 'n kragtige herinnering dat Jesus vir ons die oorwinning behaal het en dat ons daardie oorwinning kan ervaar, selfs in moeilike tye, as ons in hom bly. Wanneer ons aan Christus verbind is, het ons deel aan sy oorwinning oor die duiwel, wat uiteindelik van sy mag beroof gaan word. Die skrif beskryf Satan op verskeie maniere as die misleier van die mensdom, die beskuldiger van God en die hemelbewoners, en as die onregmatige heerser van die wêreld. Hierdie beskrywing is in verskeie gedeeltes van die Bybel opgeteken, soos Openbaring 12 vers 9, Matteus 4 vers 3, Johannes 8 vers 44, 2 Korintiërs 11 vers 3 en onder andere ook 1 Johannes 3 vers 8, waar ons sien hoe die duiwel van die begin af die mensdom probeer mislei het. Sy aksies is verder beskryf as die een wat God beskuldig en die hemelbewoners in diskrediet probeer bring, wat ook duidelik gewys word in Openbaring 12 vers 10 en ook ander gedeeltes, soos Job hoofstukke 1 en hoofstukke 2. In Johannes 18 vers 37, ons geheeteksvers vir hierdie week, leer ons iets belangriks oor die werk van Christus teen die misleiding van die duiwel. Jesus sê dat hy na die wêreld gekom het om vir die waarheid te getuig. En hy die koning is van 'n ander koninkryk, nie van die wêreld nie. Sy werk is om die vyand se leuns bloot te lê en te oorkom. Dit beteken dat Jesus die oppergesag het oor alle misleiding en leuns van die duiwel. Hy is die waarheid en die waarheid sal ons vrymaak van die slawerny van die vyand. Selfs al het Satan die posisie van die onregmatige regerder van hierdie wêreld, het Christus die oorwinning behaal. In sy kruisdood het Jesus die volmaakte liefde en geregtigheid van God betoon en die duiwel se lasterlike aanklagte ontbloot. Christus het sy kruisdood gebruik om te bewys dat God se liefde groter is as wat Satan probeer beweer en dat die kruis die finale simbool van oorwinning oor sonde en die duiwel is. Dit is die grootste demonstrasie van God se liefde en dit sal alle misleiding en lastering van Satan uiteindelik beëindig. Die les leer ons verder dat Jesus sal terugkeer om die koninkryk van die duiwel te vernietig, want die duiwel weet dat hy min tyd het, en dit lees ons in Openbaring 12 vers 12. Wanneer Christus terugkom, sal hy as die koning heers oor die hele heelal, en die duiwel sal geen mag meer hê nie. Dit is die finale oorwinning van Christus oor die bose. Die vraag wat aan ons gestel word in hierdie week se les is, hoe ons daaglikse keuses ons uiteindelike kant in die groot stryd beïnvloed. As ons daagliks aan Christus se oorwinning en die beloftes wat die kruis ons bied, herinner word, kan ons seker wees dat ons aan die wenkant is. Ons keuses moet gekleur word deur die waarheid van Christus se oorwinning en die belofte dat hy uiteindelik die bose sal oorwin. Deur elke dag in afhanklikheid van Christus te leef, deur sy oorwinning as ons eie te aanvaar en deur die genade wat hy aan ons gegee het, kan ons seker weet dat ons alreeds aan die wenkant is. Soos ons in die les lees, is die geheim om elke dag ons te beroep op Christus se oorwinning, om sy waarheid uit te leef en om te weet dat ons aan die wenkant van die stryd is. Hi vriende, baie dankie dat julle gou inloer vir hierdie aankondiging. Daar's gou 4 punte wat ek met u wil bespreek. Punt nommer 1, ek het probeer om die sabbatskoollesse vir die Sotho-sprekende mense beskikbaar te stel op hierdie platform, maar dit werk ongelukkig nie uit nie. So ek gaan dit ongelukkig nie meer kan doen op SSL nie. En dan nommer 2, ek is in die proses om 'n maandelikse nuusprogram te begin, waar nuus oor die werksaamhede van die kerk in Suid-Afrika en ook oor die hele wêreld met u gedeel gaan word
elke maand, 1 keer 'n maand, op 'n nuusprogram van SSL. As jy ook 'n poging of 'n program aanbied by julle lokale kerk, is julle welkom om die datums en of advertensie met ons te deel, wat ek dan op hierdie nuusprogramme met almal kan deel. Stuur vir ons 'n e-pos aan sabbatskoolles@gmail.com en ons is ook op soek na mense wat vir ons verslaggewers kan wees, reg oor die land, wat 'n kort video kan stuur oor nuus in julle area. Stuur asseblief vir my 'n e-pos, sou jy belangstel. Weer eens, dit is by sabbatskoolles@gmail.com. Derdens, ek probeer spaar om 2 behoorlike kameras aan te koop vir ons opnames. Ek gebruik tans webcam kameras, wat beperkte opsies het wanneer dit kom by video en audio kwaliteit. Hier is die videokameras waarna ek kyk. Soos jy kan sien, dis R20.895 per kamera, maar glo vir my, dit is die goedkoopes. Hulle is gewoonlik so by die 60.000 en op. So as u ons kan ondersteun, daar sal ons dit baie, baie waardeer. En dan laastens wil ek net weer baie dankie sê vir elkeen wat 'n bydrae maak. As jy 'n donasie maak, onthou asseblief om SSL te gebruik as jou verwysing. En as jy wil bydra vir die aankoop van die kameras, maak die verwysing SSL kameras. Baie dankie vir julle gebede en ondersteuning. Mag die Here julle elkeen ryklik seën. Maandag, 10 Maart, die regverdiges en die regverdigmaker. Die duiwel se lasterlike aantuigings teen God en sy volk is deur Jesus oorkom. Soos 1 Johannes 3 vers 8 sê, het Jesus gekom om die werk van die duiwel tot nul te maak. Dit gebeur in 2 fases. Eerstens, het Christus se versoeningswerk op die kruis die duiwel se aanklagte teen die mensdom ongedaan gemaak. En in die toekoms sal hy die duiwel en sy magte heeltemal vernietig. In Romeine 3 vers 23 tot 26 en Romeine 5 vers 8 lees ons hoe Christus die duiwel se aanklagte oorwin. Die vyand beweer dikwels dat God nie volkome regverdig en vol liefde is nie. Dit is die basis van sy laster teen God, maar in Christus se werk en veral sy dood aan die kruis, word die regverdigheid en die liefde van God op die hoogste moontlike manier geopenbaar. Christus het die straf vir ons sondes op hom geneem. En deur die kruis het hy die volkome volmaakte regverdigheid van God gedemonstreer en die duiwel se vals beskuldigings weerlê. Hierdie daad van selfopofferende liefde toon God se absolute geregtigheid en liefde vir die mens. Na Jesus se dood besef Satan dat sy misleiding deur die kruis blootgelê is. Ellen G. White skryf in Die Koning van die Eeue bladsy 761, beskryf sy hoe Satan voor die engele en die hele heelal ontmasker is. Die duiwel het die seun van God doodgemaak en sy misdade is vir almal sigbaar. Die hemelse wesens het alle simpatie vir Satan verloor, want sy werklike aard as moordenaar en leienaar is heeltemal blootgelê. Die kruis het duidelik gewys dat Satan die vyand van God en die mens en die heelal is, en dat sy mag oor die mense nie sal voortbestaan nie. Openbaring 12 vers 10 tot 12, gesamentlik met Genesis 3 vers 15, werp lig op die kosmiese betekenis van Christus se oorwinning op Golgotha. Hierdie skrifgedeeltes toon die groot stryd tussen Christus en die duiwel en bevestig dat Christus die uiteindelike oorwinnaar is. In Genesis 3 vers 15 word die belofte gemaak dat die vrou se saad, Christus, die kop van die slang, Satan, sal vertrap, wat die einde van die duiwel se mag in die stryd teen die mensdom aandui. Op Golgotha het Christus die stryd gewen en die duiwel se koninkryk begin afbreek. Hierdie oorwinning is nie net vir die mense nie, maar het kosmiese betekenis vir die hele heelal. Die vraag wat die les stel, in vandag se les, is hoekom dit so belangrik is dat God sy liefde en geregtigheid
in die groot stryd tentoonstel. God se dade in die verlossingsplan, veral die kruis, toon aan dat hy regverdig en vol liefde is. Dit is nie net 'n persoonlike verlossing nie, maar God bewys sy geregtigheid en liefde aan die hele heelal. Die kruis en al die ander dade van verlossing toon ons dat ons in tye van beproewing en lyding op God se liefde kan vertrou. God werk altyd met die oog op die beste en mees wesenslike uitkoms, selfs wanneer dit lyk asof die bose mag oorwin. In die middel van ons eie beproewings en lyding, kan ons na die kruis kyk, en weet dat God ons nooit sal verlaat nie. Die kruis is die uiteindelike teken van God se liefde, en die volmaaktheid van sy geregtigheid. Wanneer ons in hierdie groot stryd staan, en die duiwelse aanvalle beleef, is ons verseker van die waarheid dat ons deur Christus aan die wenkant is. Christus het die finale oorwinning behaal, en as ons in hom bly, is ons deel van die ewige koninkryk, waar die duiwel geen meer mag sal hê nie. Dinsdag 11 Maart, 'n lied oor die Here se wingerd. Nou, hierdie vraag wat gevra is, moes God nie meer gedoen het om die kwaad te verhoed of uit te wis nie? Die antwoord lê in die raamwerk van die groot stryd, waar God die vryheid van wil van sy geskape wesens respekteer, omdat daardie vrye keuse die enigste manier is waarop ware vriendskap en verhouding met hom kan bestaan. God is beperk in die sin dat hy aan die morele reëls van die stryd moet voldoen, en slegs deur die demonstrasie van sy liefde kan hierdie konflik opgelos word. In Jesaja 5 vers 1 tot 4 lees ons 'n lied deur Jesaja, wat deur hom gesing word oor die Here se wingerd. Die Here wat as die eienaar van die wingerd beskryf word, het alles in sy vermoë gedoen om die wingerd te versorg, wat in hierdie geval na Israel verwys, soos in Jesaja 1 vers 8 en Jeremia 2 vers 21 ook gesien word. Die wingerd was bedoel om goeie druiwe voor te bring, maar in plaas daarvan het dit net suurdruiwe of wilde druiwe opgelewer. Hierdie beeld van stinkvrugte dui op die ongehoorsaamheid en gebrek aan vrugbaarheid van die volk, wat nie die gehoorsaamheid en diensbaarheid aan God wat hy verwag het gegee het nie. In vers 4 van Jesaja 5 vra die Here die belangrike vraag: wat meer kon ek vir my wingerd gedoen het, as wat ek alreeds gedoen het? Dit is 'n vraag wat die Here aan sy volk stel, en dit het 'n dramatiese betekenis. Dit beklemtoon die intense poging wat die Here gemaak het om vir sy volk die beste omstandighede te skep, maar die volk het steeds nie die goeie vrugte van gehoorsaamheid opgelewer nie. Die vraag, wat meer kon ek doen, dui op die onverdiende liefde en die genade wat die Here aan sy volk bewys het, en die verdriet wat hy ervaar oor hulle verwerping van sy sorg. As ons hierdie vraag in verband met die kruisdood van Jesus kyk, kry dit 'n nuwe diepgaande betekenis. God het die hoogste prys betaal deur sy seun as 'n sondoffer vir die mens te gee. Die vraag, wat meer kon ek vir my wingerd doen as wat ek gedoen het, kry 'n nuwe dimensie wanneer ons die kruis beskou, want dit wys dat God alles gedoen het wat hy kon om ons te red. Hy het nie net sy volk probeer red nie, maar hy het self die swaar kry en lyding van die kruis aangedurf om ons te herstel. Die kruis is die hoogste demonstrasie van God se liefde en sy bereidheid om die koste van ons redding ten volle te betaal. Jesus het nie net vir Israel gesterf nie, maar vir die hele wêreld. En deur die kruis het God sy liefde en geregtigheid ten volle getoon. Deur Jesus se dood op die kruis het die vraag van Jesaja, wat meer kon ek vir my wingerd doen, op 'n baie persoonlike en aangrypende manier na vore gekom. Jesus het nie net die moeite gedoen om vir die volk 'n goeie omgewing te skep nie, maar het self gekom om hulle sondes te dra en die straf wat hulle verdien het op homself te neem.
God het alles gedoen wat hy kon om sy volk vir ons, vir jou en vir my, die beste moontlike uitkoms te bied. Die kruis het die hoop van die verlossing gebring en hierdie vraag word 'n herinnering aan die diepte van God se liefde en die omvang van sy opoffering vir ons. Wat beteken die vraag, wat meer kon ek vir my wingerd doen, vir jou? Veral in die lig van Christus se kruisdood. Hoe help die besef van God se volmaakte liefde jou om op hom te vertrou? Selfs wanneer dit lyk asof daar geen uitkoms is nie. Woensdag 12 Maart, Christus se gelykenis van die wingerd. In Matteus 21 vers 33 tot 39 vertel Jesus vir ons 'n baie diep en ernstige gelykenis oor die wingerd en die boere. Maar kom ons lees dit. Dit is in Matteus 21 vers 33 tot 39. En dit lees: Luister na 'n ander gelykenis. Daar was 'n sekere huisheer wat 'n wingerd geplant het. En hy het 'n heining daarom gesit en 'n parskyp daarom gegrawe en 'n wagtoring gebou. En hy het dit aan die landbouers verhuur en op reis gegaan. En toe die vrugtetyd naderkom, stuur hy sy diensknegte na die landbouers om sy vrugte te ontvang. Maar die landbouers het sy diensknegte geneem en een geslaan en 'n ander doodgemaak en 'n ander een gestenig. Weer het hy ander diensknegte gestuur, meer as die eerstes, en hulle het met die net so gemaak. Op laas het hy sy seun na hulle gestuur en gesê, hulle sal my seun ontsien. Maar toe die landbouers die seun sien, het hulle onder mekaar gesê, dit is die erfgenaam, kom laat ons hom doodmaak en sy erfdeel in besit neem. En hulle het hom geneem en buitekant die wingerd uitgewerp en doodgemaak. Hierdie is nie sommer net 'n storie nie. Dit is 'n boodskap direk aan God se volk en ook aan ons vandag. Hierdie gelykenis sluit aan by die lied van die wingerd in Jesaja 5 waarna ons gister gekyk het, waar God vertel hoe hy sy volk soos 'n wingerd geplant het. Hy het alles gedoen om daardie wingerd te laat groei en goeie vrugte te laat dra. Maar wat het gebeur? Die wingerd het slegte vrugte voortgebring en nou gebruik Jesus dieselfde beeld om vir die mense te wys hoe God se liefde deur hulle verwerp word. Jesus vertel hoe die eienaar, God, alles voorberei vir sy wingerd en dan gee hy dit aan die boere, die landbouers, die geestelike leiers van Israel. Toe dit tyd is om die oes in te bring, stuur hy sy diensknegte, die profete. Maar die boere slaan en vermoor hulle. Uiteindelik stuur hy sy eie seun, Jesus, maar hulle besluit om hom dood te maak. God het alles vir sy volk gedoen. Hy het hulle bevry uit Egipte, vir hulle 'n beloofde land gegee, vir hulle profete gestuur om hulle te lei, en uiteindelik het hy sy seun gestuur. Hier is 4 belangrike lesse wat ons hier uitleer. Eerstens, God se liefde ken geen perke nie. Johannes 3 vers 16 sê God het sy seun gegee omdat hy ons liefhet. Hy het nie net woorde gepraat nie. Hy het sy liefde bewys deur Jesus. Tweedens, God se geregtigheid en liefde werk saam. God wou nie met geweld optree teen die mense wat hom verwerp het nie. Hy wou wys wie hy werklik is, 'n God van liefde en regverdigheid. Romeine 3 vers 25 tot 26. Gaan lees dit gerus. God se pyn. Derdens, God se pyn oor ons verwerpings. Ons dink soms net aan ons eie pyn, maar God voel die diepste pyn wanneer mense hom verwerp. Aan die kruis het Jesus gelei vir ons sondes, ons pyn, ons siektes. Gaan lees bietjie gerus Jesaja 53. En dan vierdens, liefde gee vryheid. God gaan ons nie dwing om hom lief te hê nie. God gee ons die keuse. Hy het die kruis gekies, al het dit hom alles gekos, sodat ons vry kan kies om hom terug lief te hê.
Gaan lees gerus Jesaja 35 vers 4. Dit sê, waarlik, hy het ons krankhede op hom geneem, en ons smarte het hy gedra. Wie se pyn en smart het Jesus gedra? Ons, joune en myne. Wat sê dit vir jou oor God se liefde? Jesus het aan die kruis nie vir homself gelei nie, maar vir ons sondes, vir ons hartseer, vir ons pyn. God het die hoogste prys betaal, sy eie seun, sodat ek en jy gered kan word. Wanneer ons dus vra, wat kon God nog doen? Dan is die antwoord, hy het reeds alles gedoen. Die vraag is nou, hoe reageer jy en ek? Gaan ons, soos die boere in die gelykenis, die seun verwerp? Of gaan ons sy liefde aanvaar en vrugte dra vir sy koninkryk? Dink bietjie vandag hieroor. As God alles vir my gegee het, wat kan ek vir hom teruggee? Ek wil u net herinner, as u dit nog nie gedoen het nie, druk jy subscribe knoppie en dan ook die klokkie en u sal dan in kennis gestel word van al ons opnames wat ons oplaai. Druk ook asseblief die like knoppie en share knoppie en deel dit dan op al die platforms wat u beskikbaar het. Ek wil ook graag u aandag vestig op hierdie show more knoppie. As jy dit gaan klik, gaan u na ons skakels toe gaan, wat vir u so gaan vat na les 2, die PDF. As jy daarop klik, gaan u die les in PDF vorm kry. Daai gaan u na die Facebook blad toe vat, daai gaan u na die webtuiste toe vat, en daardie is die invite skakel na ons WhatsApp audio groep toe, waar die les elke dag in audio, 'n baie lae formaat opgelaai word vir baie minder data. Die van u wat graag 'n bydrae wil maak, daar is ons besonderhede, bankbesonderhede, en baie dankie vir die wat alreeds bydrae gemaak het, en dankie dat u ook 'n bydrae gaan maak. Donderdag 13 Maart. God word van blaam gesuiwer. In die groot stryd tussen goed en kwaad is daar 'n belangrike vraag. Is God regverdig? Is hy liefdevol? Satan het God se karakter beskuldig en probeer wys dat God onregverdig is. Maar deur die verlossingsplan wat die Vader, die Seun en die Heilige Gees beplan het, word God se karakter volledig en finaal reg bewys. Gaan kyk gerus 'n bietjie na Romeine 3 vers 25 tot 26 en Romeine 5 vers 8. God wys deur Jesus se kruisiging dat hy regverdig is en dat hy sondaars liefhet. Maar God bewys sy liefde teenoor ons daarin dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was, sê Romeine 5 vers 8. Wat beteken dit dat God van blaam gesuiwer word? Die lesie vir ons moet kyk na Romeine 3 vers 1 tot 4 en Jesaja 5 vers 3 tot 4. Kom ons kyk daarna. Die vraag wat dan gevra word is, wat leer dit oor die feit dat God, en nie net die verlostes nie, in die groot stryd van blaam gesuiwer word? Romeine 3 vers 1 tot 4 lees, wat is dan die voordeel van die Jood, of wat is die nut van die besnydenis? Groot in alle opsigte, ten eerste tog seker, dat aan hulle die woorde van God toevertrou is. Want, wat maak dit, as sommige ontrou geword het? Sal hulle ontrou miskien die getrouheid van God vernietig? Nee, stellig nie. Maar God moet waaragtig wees en elke mens leenagtig, soos geskrywe is, sodat u geregverdig kan word in u woorde en oorwin, as u gerig hou. Dan Jesaja 5 vers 3 en 4, nou dan, inwoners van Jerusalem en manne van Juda, oordeel tog tussen my en my wingerd. Wat is daar meer te doen aan my wingerd, wat ek daar nie aan gedoen het nie? Waarom het ek verwag dat dit druiwe sou dra, en dit het wilde druiwe voortgebring? In hierdie gedeeltes sien ons iets besonders. God laat mense toe om hom te oordeel. Hy sê, o inwoners van Jerusalem en manne van Juda, oordeel tog tussen my en my wingerd. Dis in Jesaja 5 vers 3. God vra die mense self, het ek iets verkeerd gedoen? Selfs al is ons maar net skepsels, gee God ons die kans om sy karakter te oordeel. Hy sê, kom kyk self.
kom oordeel self. Dit wys hoe seker God is van sy liefde en geregtigheid. Kom ons kyk na die rol van die oordeel in God se blaamsuiwering. Daar is twee belangrike oordeele. Eerstens die ondersoekende oordeel voor Jesus se wederkoms. Hier word die rekords of die boeke oopgemaak, soos ons lees in Daniël 7 vers 10. En die hele heelal sien God se regverdigheid. God wys dat hy niemand onregverdig oordeel nie. En dan tweedens, die oordeel na die wederkoms, waarvan ons lees in Openbaring 20 vers 12 tot 13. Die verlostes sal die boeke ondersoek en self kyk hoekom God sekere mense gered het en ander nie. Selfs die engele sal geoordeel word. Ons lees dit ook in 1 Korintiërs 6 vers 2 en vers 3. So God gee aan almal die kans om sy dade te verstaan en te sien dat hy nooit 'n fout gemaak het nie. Uiteindelik sal almal herken dat God regverdig is. Kom ons kyk na Openbaring 15 vers 3 en Openbaring 19 vers 1 tot vers 6. Openbaring 15 vers 3 sê: En hulle die lied gesing van Moses, die diensknegt van God, en die lied van die Lam en gesê: Groot en wonderlik is u werke, Here God Almagtige, regverdig en waaragtig is u wee, ook koning van die heiliges. En dan Openbaring 19 vers 1 tot 6, en na hierdie dinge het ek iets soos 'n groot stem van 'n groot menigte in die hemel gehoor, wat sê: Halleluja, die heil en die heerlikheid en die eer en die krag aan die Here ons God, want sy oordeele is waaragtig en regverdig, want hy het die groot hoer geoordeel wat die aarde met haar hoerery verderf het, en hy het die bloed van sy diensknegte op haar gewreek. En vir die tweede maal het hulle gesê: Halleluja, en haar rook gaan op tot in alle ewigheid. En die 24 ouderlinge en die 4 lewende wesens het neergeval en God aanbid wat op die troon sit en gesê: Amen, halleluja. En 'n stem het uit die troon uitgegaan en gesê: Prys ons God, al sy diensknegte en julle wat hom vrees, klein en groot. En ek het iets gehoor soos van die stem van 'n groot menigte, en soos die geluid van baie waters, en soos die geluid van sterk donderslag wat sê: Halleluja, want die Here God, die Almagtige, het die koningskap aanvaar. In die hemel sing die verlostes: Groot en wonderbaarlik is u werke, Here God Almagtige, regverdig en waaragtig is u wee. Openbaring 15 vers 3. Elke enkele wese sal moet erken dat God regverdig en liefdevol is. Gaan kyk gerus ook na Filippense 2 vers 10 tot 11. Dit sê onder andere: sodat in die naam van Jesus elke knie sou buig en elke tong sou bely dat Jesus Christus die Here is. Selfs Satan en die gevalle engele sal moet erken dat God regverdig is. Waarom is die blaamsuiwering van God so belangrik? Wel, dink hieraan. Wanneer iemand vreeslike beskuldigings, vreeslike leuns oor jou vertel en jou geliefde begin daaraan glo, vernietig dit julle verhouding. Net so kan God nie 'n liefdevolle verhouding met die skepping hê as hulle hom wantrou nie. Daarom moet God se karakter volledig en openbaar gerehabiliteer word, sodat daar weer volmaakte liefde en vertroue tussen hom en sy skepping kan wees. God wil hê dat ons sy liefde sal ken en hom sal vertrou, nie omdat ons gedwing word nie, maar omdat ons weet hy is goed. Wat beteken dit vir my? Glo ek dat God goed en regverdig is, al verstaan ek nie altyd alles wat hy toelaat nie. Vertrou ek God met my vrae, my pyn, onsekerhede, omdat ek weet hy sal dit uiteindelik verduidelik. 1 Korintiërs 4 vers 5 onder andere sê: dan sal God die verborgde dinge van die duisternis aan die lig bring. Uiteindelik sal God se naam, karakter en liefde in die heelal geëer word. Die vraag is: wil jy nou al aan God se kant staan? Aan die kant van liefde, regverdigheid en waarheid? Kom ons kies vandag om God te vertrou, al verstaan ons nie alles nie. Vrydag 14 Maart. En die lesie vra vir verdere studering moet ons kyk na
The Reward of Earnest Effort, bladsy 285 tot 288 in Testimonies for the Church deel 9. Nou ek besef nie almal van ons het hierdie boeke nie, so ek plaas 'n skakel van hierdie spesifieke gedeelte, hierdie spesifieke boek, sal ek 'n skakel in die bespreking van die video hieronder sit. Gaan klik gerus op daai skakel en daar gaan u dan hierdie boek kan lees, onder andere die bladsye wat daar aangegee word uit die Testimonies for the Church deel 9. Nou ons het hierdie week se Vrydag gedeelte het ons 5 vrae. En hier is die eerste vraag. Die eerste vraag lees: het jy al jou kop oor die raadsbesluite van God gebreek? Met ander woorde, het jy al gedink, nee, Here, hoe kan U dit toelaat? Hoe kan hierdie dinge so wees? Dan vra dit verder: hoe put jy vertroosting uit die wete dat al hierdie dinge eendag verklaar gaan word? God gaan eendag aan ons openbaar dinge wat ons nie nou verstaan nie, hoekom dit so gebeur het. Nou die vraag is, hoe kan ons vertroosting daaruit put? Wel, die pragtige ding van hierdie vraag, die pragtige antwoord op hierdie vraag is, in elkeen van ons se lewens het daar dinge gebeur, toe dit gebeur het ons gedink, dis nie reg nie. Dit is nie lekker nie, dis nie regverdig nie, hoekom laat die Here dit gebeur, hoekom moet dit so wees? Maar later het die Here dan aan ons geopenbaar en kon ons terugkyk en sien, o, Here, nou verstaan ek wat U doel was met daai spesifieke ding. Nou ja, daar is baie wat in ons lewens gebeur het, wat ons vandag nog nie antwoorde op het nie. Maar, daar is dinge wat God aan ons antwoorde gegee het, wat aan ons bewys is, dat ons God kan vertrou. En al die onbeantwoorde vrae, God gaan hulle vir ons antwoord. En die feit dat God alreeds sy liefde, sy omgee aan ons bewys het, dit is wat vir ons sekerheid kan gee, dat die onbeantwoorde vrae nog beantwoord sal word. En dat God se wil daarop altyd die beste is, was en sal wees. Kom ons kyk na vraag 2. Vraag 2 lees: bepeins die volgende: wat Christus moes opgee ten einde as 'n mens gebore te word en vir die mens te sterf. So met ander woorde, dink 'n bietjie aan dit wat Christus alles moes opgegee het om die Messias te word, om sy troon te verlaat, 'n geskape wese te word, 'n mens te word, die sonde te oorwin en vir ons sondes te sterf. Daai groot opoffering wat hy gegee het. Dan sê dit verder: wat sê dit ook van ons aangaande God se liefde en of hy wel vertrou kan word? Wat meer kon hy vir die mens doen? Wel, baie duidelik, uit hierdie groot opoffering wat God vir ons gedoen het, deur vir ons te sterf op die kruis, kan ons sien dat hy ons werklik lief het. En dat sy liefde 'n selfopofferende liefde het. Met ander woorde, hy doen dit nie vir homself nie, hy doen dit vir ons, uit liefde vir ons. En natuurlik kan 'n mens so iemand vertrou. Vraag 3. Lees: waarom is God se reputasie of naam dan so belangrik? Watter implikasie het dit vir diegene wat hulle self Christene noem? In watter opsigte het gelowiges al vir Christus 'n slegte naam gegee? Wat kan ons in ons plaaslike gemeenskappe doen om in ons handel en wandel 'n beter navolging van Christus aan ander te toon? Wauw, nou hier is baie meer vrae. Hierso is 1, 2, 3, minstens 4 vrae in hierdie een vraag. Die eerste vraag is: waarom is God se reputasie of naam dan so belangrik? Wel, dit is belangrik want God het ons geskape en hy is ons skepper, hy is ons God. En wil ons nie 'n God hê wie ons kan vertrou nie? Wie ons kan weet dat wat op sy hart lê is 'n belang vir ons beste, vir ons welstand. Kan jy jouself voorstel? Of van ons kan seker nie, want ons het leiers in lande en organisasies en selfs by die werk wat selfsugtige menings het vir alles wat hulle doen en hulle hou ons nie in gedagte nie. So ons het 'n proetjie van die duiwelse idee van 'n koninkryk, sy karakter, wat hy eintlik probeer afdoen en sê dit is God se karakter, maar ons weet dit is nie.
En daarom is dit belangrik dat almal dit weet, sodat God aanbid word uit vrye wil uit dankbaarheid, uit liefde uit. Want jy kan nie geluk ervaar andersins nie. Die volgende gedeelte van vraag 3 vra: watter implikasies het dit vir diegene wat hulle self Christene noem? Wel, dit is vir sekere partye in die wêreld, politieke partye, wat so goed praat van hulle leierskap, maar dit is baie duidelik dat daar's niks goeds in hulle leierskap nie, dat alles gaan oor bedrog en oor steel en partyskap en so voorts. So hoe kan jy jouself 'n Christen wil noem as die aantuigings van die duiwel waar is, dat God nie 'n God van liefde, regverdigheid en geregtigheid is nie? So ja, anders sit ons met eier in ons gesig. Maar op die einde van die dag, dank die Vader, gaan God se naam skoongemaak word. Dit sê verder hierso: in watter opsigte het gelowiges al vir Christus 'n slegte naam gegee? Wel, dit is 'n retoriese vraag eintlik, want ons almal weet en ons het dit miskien self gedoen, waar ons as Christene vir God se karakter 'n slegte naam gee, want ons is veronderstel om sy disippels te wees, te doen en te sê wat en soos hy dit doen, en ek is skuldig. Ek het al die Here se naam sleg gemaak, deur my optrede, deur dinge wat ek sê en hoe ek dit sê. Ons almal is skuldig daaraan. So dis eintlik maar 'n retoriese vraag, volgens my. En dan die volgende gedeelte sê: wat kan ons in ons plaaslike gemeenskappe doen om in ons handel en wandel 'n beter navolging van Christus aan ander te toon? Baie mooi en baie belangrike vraag. Ons moet met ander mense omgaan in die liefde en die genade en die barmhartigheid van God, maar sonder om ongeregtigheid goed te spreek. Ja, dit is 'n ietsie waaroor 'n mens lekker kan gesels, hoe 'n mens dit kan toepas in ons lewens. So gesels met in die kommentaargedeelte hieronder en deel u gedagtes met ons asseblief. Vraag 4 lees soos volg. Dit sê: op die keper beskou, is ons beste antwoorde met betrekking tot die kwessie oor boosheid in die stadium nog onvolledig. Swaar. Ons kan nie antwoorde gee vir alles wat in hierdie wêreld gebeur nie. Hoe kan ons diegene wat lyding en swaar kry beleef op 'n praktiese wyse nader, sodat ons verligting in hierdie wêreld kan bring terwyl ons op finale eindtyd oplossing vir die sondeprobleem wag, 'n oplossing wat slegs die Here kan bring? Wel, ek dink empatie en simpatie, en nie vingerwys nie. Nou baie mense sê, moenie my foute uitwys nie, want dan oordeel jy my, en dit is nie waar nie. Ons is veronderstel om mekaar se probleme as 'n foute uit te wys, in liefde en in sorg, omdat jy probeer help, nie om te probeer wys, ja, sien jy hoe sleg is jy nie. En as ons mense 'n sproeg gee van die hemel, 'n proetjie gee van die genade wat God op ons lewens uitgestort het, ons het ook so kan oordra aan ander mense, kry hulle 'n reukie van God se karakter. En so kan hulle meer vertroue opbou in God. Vraag 5 lees soos volg. Bepeins Jesaja 53 vers 4 oor die feit dat God ons krankhede en smarte gedra het. Wat het in 'n gesamentlike sin by die kruis gebeur wat ons help om die verlossingsplan en die prys wat God vir ons verlossing betaal het te verstaan? Wel, vriende, dit wat op die kruis gebeur het, sal ons nooit ten volle kan verstaan nie. Dit gaan ons studie wees tot in alle ewigheid in die hiernamaals, op die nuwe hemel, in die nuwe hemel en op die nuwe aarde. So om dit ten volle te verstaan, gaan ons nie nou reg kry nie. Maar dit wat in ons geopenbaar is, die feit dat hy wat onskuldig is, skuldig geword het en my skuld gedra het. En ek dink een van die mooiste maniere om hierdie prentjie oor te dra vir ons om te verstaan, is hoe God dit aan die mense oorverduidelik het in die Ou Testament deur middel van die offersisteem.
Ons almal het al 'n lammetjie gesien. Party van ons het al 'n lammetjie vasgehou. Hulle is die pragtigste goedjies, is hulle nie? Hulle is so onskuldig. Daar is nou regtig nie 'n lammetjie wat 'n mens kan sê is spiteful of is vol bedrog of enigiets nie. Hulle het geen sonde, hulle is nie eens 'n konsep van sonde nie. So onskuldig is hulle, soos 'n pasgebore babatjie. En selfs nog meer as 'n pasgebore babatjie, hulle het geen skuld selfs in hulle nageslag oor enige verkeerde dade of sonde nie. En dan moet daai onskuldige pragtige lammetjie met daai pragtige oogies, snoet en oortjies en potjies, moet sy lewe geneem word, want my sondes is op hom geplaas, wat onskuldig is, wat nie deel het aan my sonde nie, sodat ek vry kan wees. Wie julle in hierdie opsig is die enigste een wat onskuldig behandel is die lam. Is die lam van God. So kom ek lees hierdie weer. Dit sê, bepeins Jesaja 53 vers 4 oor die feit dat Christus ons krankhede en smarte gedra het. Wat het in 'n gesamentlike sin by die kruis gebeur wat ons help om die verlossingsplan van die prys van wat God vir ons verlossing betaal het te verstaan? Wel, ek kan nie dit ten volle verstaan nie, met al wat ek verstaan is, God het my werklik lief. Hy wil my verlos, hy wil my red, meer as wat ek gered wil word. Ter afsluiting, ek wil graag afsluit met hierdie gedeelte in hier by Vrydag se les, wat hulle aanhaal uit Testimonies for the Church deel 9 bladsy 286. En hiermee sluit ek af en dan gaan ek vir ons bid. Dit lees. Al die godsbesluite wat ons so vreeslik laat kopkrap het, sal na die wederkoms aan ons verduidelik word. Die dinge wat so moeilik is om te verstaan, sal dan sin maak. Reg voor ons sal die verborgenhede van God se genade ontvou, waar ons beperkte verstand van tevore net chaos en verbreekte beloftes gesien het, sal ons dan die volmaakste en mooiste harmonie bespeur. Dan besef ons dat God in sy oneindige liefde daardie dinge wat vir ons die swaarte gelyk het oor ons pad gebring het. Na mate ons besef hoe tederlik die Here ons versorg het, die Here wat alles vir ons ten goeie laat meewerk, sal ons oorloop van vreugde, 'n ongekende en verruklike blyskap beleef. Ellen G. White, Testimonies for the Church, deel 9, bladsy 286. Kom ons bid. Hemelse Vader, ag wat 'n groot eer dat U ons so lief het. Here, ons is so jammer dat U vir ons sondes moes gelei het. Maar dit was U plan van verlossing, omdat U 'n God van liefde is. Ons loof en ons prys en ons bid die Here asseblief, help ons om los te maak met die wêreld en die sondes. In Jesus se naam. Amen.